Gaan dit goed met julle? Die rugby, die Springbok het mooi gespeel, nee. Is enige bulle vandag teenwoordig? Seker nie. Kan ek julle geheim vertel? Ek het nie gedink die Leeu's gaan wen nie. Ek het sowaar nie gedink met Johan Ackerman daarso en al die wonderlike figure wat julle gekoop het en ten duurste betaal het ons sommer die local ouetjies gehou en ek sien Q en Horn gaan nog steeds bly. Sterkte vir die res van die seisoen. Die Leeu's het my hart geoefen intussen ek is baie dankbaar daarvoor, maar ja, dis lekker geweest. Die Springbok het regtig baie goed gespeel, nee. Ek kry die ouens het jammer dat gaan skram. Ek dink hulle bid vir halftyd en dan hoor hulle moet weer 'n keer terugkom en dan dit moet erg wees. Daai ouens het regtig ja, dis die eerste en die laasweek se toets en hierdie toets regtig swaar gekry. Maar goed. Ek het nie die Formula 1 se grid gesien wat gebeur vanaand nie. Is Ferrari heel voor? Ja, as usual. So dan praat ons ook nie daaroor nie. Goed. Baie welkom hier so dalk net so vinnig oor vanaand. Vanaand is ons Kerssangdiens. En ons sien regtig verskriklik uit om die geleentheid so saam te geniet. En daar's reggemaak met 'n klomp goeters en 'n klomp musiek het die ouens gekies en ons het so gewerk dat die helfte worship songs is en die helfte of ander worship songs en die ander is Kersliedere so mengelmoes. Ons groot probleem in Suid-Afrika en in die wêreld is die Kersliedere is net so beperk. Daar's regtig waar 10 of 12 van hulle. Dis regtig daar's net so min wat ons nou ken, die gewone Stille Nag en Kom Herders en Kom alle getroues. Daar's regtig net ek wens ons kon ouens skryf wat regtig waar net fokus om nuwe Kersliedere, singbare Kersliedere te produce. Maar dis sommer as jy dalk 'n skrywer is, as jy 'n digter is, dis 'n fokusarea. As jy Kurt Darren is en al die ander kalante is wat sing en skryf vir ons 'n bietjie nuwe Kersliedere asseblief. Dit help ons regtig gaan sal ons baie kan help vorentoe. Maar dis vir ons regtig 'n lekker hoogtepunt en dan die band is vanoggend so 'n bietjie af. Hulle is bietjie rustig vanoggend hulle is vanmiddag 3:30 alweer aan die oefen om alles net vlot te laat verloop vir vanaand. So ons sien verskriklik uit na vanaand. Bring jou foon saam om van hier aan die einde van die tyd sommer die liggies laat skyn. As jy eerder 'n torch wil saambring, bring hom maar saam, is reg, maar die fone sal ook kan werk daarvoor. Onthou net dat hy op silent moet wees asseblief vir die duur van die diens. Goed. Dis al die afkondigings. Kom ons raak so vir 'n oombliekie dalk net rustig en dan wil ons net Here vir U al die lof en die eer en die aanbidding bring omdat U die God is wat inspel in ons lewens. Wat ons lewens soms tot stilstand bring en sê maar in hierdie chaos van jou lewe is ek steeds daar en wil ek steeds 'n invloed hê en wil ek steeds jou lewe kom omdop. En dankie dat ons vandag kan stil raak by hierdie laaste van hierdie 5 preke oor chaos. Hoe Elia vir ons nie 'n model nie, maar 'n voorbeeld kom stel het van hoe om dit anders in te kleer. Help en lei ons asseblief Here dat ons sy voorbeeld sal volg. Sy voorbeeld wat sê dat God is groot. Moet nooit dink hy kan nie chaos verander nie. Ons weet U kan ook ons chaos verander. Dis hoekom ons hier is. Aan U al ons lof en ons eer, Here. Amen. Hy groet jou in die naam van hom wat Vader en Seun en Heilige Gees is. Wat ook die chaos in jou lewe so 'n bietjie wil kom uitstryk en kom heel maak daar waar dit seer en ongemaklik is. Amen. Daar's nou geleentheid vir offergawes. Terwyl die offergawes na skarrel. Ek en Annelie gaan hierdie jaar nie weg nie, so ons gaan hier rond wees. Ek is elke Sondag aan die woord hier. Kersoggend is gewone kerktyd. So Kersoggend, ek dink is 'n donderdag het ons gisterand gesê, donderdag aand gaan ons hierso wees. So wees rustig daaroor. Al die dienste gewone tyd 8:30 Sondagoggend of daai donderdagoggend. Ek en Annelie gaan hierso wees vir hierdie jaar.
Ek het amper vergeet, onthou asseblief die bakke moet vanaand in wees, asseblief. So dalk sal dit nie 'n slegte idee wees om vanaand so 5 minute vroeër te ry by die huis nie. Die diens begin 6:00, maar wees asseblief maar terwyl van parkering en terwyl van alles, dit gaan nog, as ons uitgaan, behoort dit nog lig te wees, dit behoort nie te donker te wees nie, so jou kar sal veilig wees, relax daaroor, maar onthou om die bak of bakke saam te bring vanaand. Ek is nou nie seker nie, Karin, waar gaan ons dit kry? Gaan julle hierso voor staan en afmerk of eerder daarvoor? O ja, hulle gaan hier voor staan. Dit gaan daar voor in die foyer, kan julle die bakke dan gaan aflaai by Jackie en Elise en Annelie en Karin. So dit sal voor in die foyer wees, maar onthou nou maar om dit saam te bring. Hulle gaan julle opcheck, nee, maandag skryf hulle vir julle lang briewe. Goed. Dit ek was nooit 'n kranige atleet op laerskool nie. Ek wou altyd graag die lang afstand ding werk nie vir my nie. Ek sukkel daarmee. Ek het in my lewe nou die Komrus een keer gedoen, maar dit was nou regtig waar nie my lewensdroom gewees nie. Ek sal die kort afstand ding werk. So daar was toe ons op laerskool was, baie ouens gaan nie verstaan waaroor praat nie, maar dis okay. Ons het nie tartanbane geken nie. Daar was tartanbane, maar dit was way op ander plekke. Dit was nie 'n vereniging, was die Grand baan 'n grondbaan. Dit was daarom nie gras waarop jy gehardloop rondom die rugbyveld nie, maar dit was so 'n grondbaan en elke jaar met interhuis was daar hierdie geleentheid waar interlaar die groot ene wat die verskillende skole mekaar kom. Wat al die maatjies, want dit was nog wat dit was maatjies, kon gaan hardloop het op hierdie grondbane. Spykerskoene was nie vir laerskoolkinders beskore nie. Dit het jy gekry as jy matriek is. Miskien. Jy het kaalvoet op daai grondbaan, eintlik 'n asbaan gehardloop. Dit was my baie sleg geweest en tot vandag toe het ek 'n groot selfbeeldprobleem daarmee. Nie regtig nie, ek spot sommer oor, maar ek het altyd 3de of 4de gekom. Afhangende van hoeveel mense hulle gekies het om in die span te wees. So ek het altyd net reserve gewees. En julle weet hoe dit werk, die eerste 2 maatjies wat die vinnigste is, hulle hardloop en die 3de ene, jy gaan maar net saam. Jy is aangetrek, maar jy gaan maar net saam. Maar op hierdie interlaar byeenkoms was daar 'n ander nuwe item. Dit was die reserve aflos. So al die maatjies wat se skouers hang, het daai aflos gehardloop. Ek dink dit was in graad 7 geweest wat ons gehardloop het. Soos graad 7 se maatjie en graad 6 en graad 5 en graad 4 wat die aflos gehardloop het. So almal wat sien net maar 3de of 5de plek, maar net uitgeval het uit die span uit, hulle kan aflos hardloop. Man oh man, en ek het wenpaal toe gehardloop. Wat 'n ongelooflike voorreg. En ek het gewen. Nee, ons het gewen. Ek voel vir my ek het gewen, maar ons het gewen en ek het so 'n klein bekertjie gekry wat ek tot vandag toe koester. Ek koester hom vandag iewers in 'n laai daar in my studeerkamer heel onder, maar dit was my trots geweest. Ek het 'n bekertjie gekry vir atletiek, vir hardloop. Ek sê nooit verder, hierdie storie mag ek nou nie oor vertel nie. My kinders is nie hier vandag nie. Hulle weet nie daarvan, hulle dink pa het 'n beker gekry. Tokyo 2021 was daar ook 'n afloswedloop geweest, Olimpiese spele. 'n Incredible event. Die favorites by verre was die Amerikaanse span. Gelaai met groot name, groot 100 meter atlete, 200 meter atlete, ouens wat in elkeen van die verskillende items groot gegaan het en gewen het. So almal het verwag, hierdie ouens gaan dit maak. Hierdie ouens is by verre, hulle is die eerste keer in baie jare, selfs die Jamaicaanse span gaan dit nie maak nie. USA gaan dit maak. En die semifinaal, toe verloor hulle die stokkie tussen nommer 2 en nommer 3, daar by die 200 meter merk. Laat val hulle die stokkie en kwalifiseer hulle nie eers vir die finaal nie. Almal het geskryf al hoe dit gaan wen, die finaal, maar hulle kom nie eens daar nie, want hulle verloor die stokkie. Ek onthou toe Marisa gehardloop het, was dit altyd vir ons die hoogtepunt om aflos te gaan kyk. Natuurlik is dit lekker om te sien hoe sy 100 meter hardloop of 400 meter hardloop of whatever, maar almal het gesit en wag vir die aflos. Dit was die eintlike ding.
selfs vandag nog by die Olimpiese spele, is dit die 100 meter, 4x100 meter aflos wat die hoogtepunt is. Deesdae sit hulle die dames ene so 'n bietjie later, juis om hulle ook 'n groot voorsprong te gee, wat reg is, en dis goed. Maar dis, wow. Behalwe as die stokkie val. Dan val die hele reis plat. OK. Vanoggend wil ek 'n bietjie gesels oor Elia, wat in die chaos incredible goeders doen. Laasweek kry ons hom onder die besembos waar hy sê, maar ek wil nou doodgaan. Ek is nou moeg vir hierdie goeders, ek sien nie kans hiervoor nie. En dan sê die Here vir hom, hier's vir jou 'n bietjie water, en hier's vir jou roosterkoek, en ek het nogal so in die week gehoor, dit was die tema, dit was wat die ouens onthou het. Die Here gee vir my rus, 'n relaxation plek hier, 'n plek waar ek myself weer kan voed, myself weer kan volmaak. En dan sê hy, gaan terug. En ons gaan daar begin waar die Here vir hom sê, gaan terug. Hy moet 'n paar nuwe konings salf, maar hy moet ook die stokkie wat hy het oorgee aan sy opvolger Elisa. En ons gaan volgende jaar gaan ons 'n reeks daaroor hê om oor Elisa te praat en hoe die Here met hom gewerk het. Want hierdie stokkie kan so maklik op die grond val en die hele bediening in hierdie geval platval as die stokkie nie oorgegee word nie. En nie sinvol oorgegee word nie. En dan weet julle hoe werk aflos? Hierdie ou kom voluit aangesnol met die stokkie en hierdie ou wat die stokkie moet ontvang, het sekere posisies en ongelukkig oefen hierdie ouens net die 100 meter wat hulle moet hardloop en nie 10 meter wat hulle het om die stokkie te kry nie. Want daai is die crucial deel. Jy wil juist daai ou se momentum en hierdie ou se momentum wat hy begin opbou sinkroniseer en hierdie ou voluit die stokkie laat aangaan sodat die momentum kan aangaan. Ek dink baie keer gebeur dit in kerke, in besighede, in huishoudings waar pa voluit hardloop en eintlik by kinders verby hardloop en nooit die stokkie vir hulle gee nie. So ek wil oor twee goeders net vinnig so op die kant gesels. Die een gaan oor wonderwerke. In hierdie verhaal van Elia is daar 14 wonderwerke. Hou die gedagte, hou die bedrag, die getal in gedagte. 14 wonderwerke wat Elia verrig. Hy daar by Krit, by die spruit Krit, daar gee die Here vir hom die water en die kraaie wat vir hom bring. By Sarfat is daar 'n weduwee se seun wat opgewek word. So daar's 14 verskillende wonderwerke wat gebeur in hierdie ou se lewe en luister nou asseblief baie mooi want dit is crucial om te verstaan. Oor wonderwerke wil ons altyd hê God moet dit met ons doen want ons het dit nodig. Maar dis nie hoekom God wonderwerke doen nie. God doen nie wonderwerke sodat ek en jy dit kan kry nie. Hy doen dit sodat mense hom kan raak sien. Het julle gehoor? Ons sit op ons lysie, Here doen 'n wonderwerk sodat my balansstaat kan werk, my inkomste-uitgawe staat kan werk, kan balanseer. En dan sê Here, nee jong, ek dink jy moet nog vir jou nog 'n jobbie kry. Nee maar Here, asseblief, laat ek die lotto wen want dit is nodig. Nee wat, die lotto is bankrot in elk geval. Here, maar geef my 'n wonderwerk want ek het dit nodig. Die Here sê, ek weet jy het dit nodig, maar ek wil hê ander mense moet kan sien dat ek aan die werk is. Daarom sal ek eerder iemand anders te gaan help wat 'n toonvenster gaan wees dat ek gesien kan word. Verstaan my reg, ek sê nie daarvoor dat ons nie vir wonderwerke moet bid nie. Nie aan wonderwerke moet vasklou ook nie. Maar ek dink dit is belangriker dat ons aan God sal vasklou. En as daar wonderwerke as spin-offs is, so be it. Maar as aan gewoonweg elke dag se bestaan is, so be it. Ek wil net so ietsie na die Nuwe Testament toe blaai, ons blaai so 500 bladsye vorentoe, dan kry ons die stories wat van Jesus en veral in Markus waar hy gelaai is met wonderwerke. En by elkeen van die wonderwerke, veral die groot wonderwerke, staan daar, moet vir niemand gaan vertel nie. Moet vir niemand gaan vertel nie. Moet vir niemand, want Jesus wil sê, mense moet nie agter my aanloop omdat ek goeders doen nie. Hulle moet agter my aankom om oor my
woorde, en dit staan kronies daar in die teks. Ons lees net die wonderwerke, maar die fynskrif is heeltyd, ek wil hê julle moet my woorde aanvaar. God wil hê ons moet hom aanvaar op grond van wie hy is, nie noodwendig van wat se goedjies hy in ons lewe gaan doen nie. Daar gaan mense wees wat nie hierdie ekstreem wonderwerke in hulle lewe ervaar nie, maar eerder hierdie laagtepunte soos wat Elia beleef het. En die Here wil sê, maar selfs julle moet weet, ek is daar vir julle. Dink gou, jy was 'n weduwee in daai tyd. Weduwee beteken jy het niks gehad nie. Jy het net 'n seun gehad. En jy het in Sarfat gebly. Die blyplek van daai koning se mislike vrou, Isebel, se familie. En nou is daar hongersnood. En jy verloor alles. En hier kom 'n dominee by jou aan. En hy sê, ek wil by jou kom bly. Sorg vir my. En jy sê vir hom, ek kan nie. Ek het 'n bietjie olie en 'n bietjie meel en that's it. Ons gaan ons laaste maaltyd eet en dan gaan ons maar doodgaan. Ons is rock bottom. En hier begin die Here goeders doen. Daagliks word daai olie nie minder nie en die meel word nie minder nie. En hulle eet brood en hulle maak pizza. Nee, ek weet nie wat hulle doen, maar dis is meel. Dis meel en meel en meel en meel en meel. Dis wat al wat hulle het om te, maar hulle survive. En vir daai vrou is die wonderwerk olie en meel. Ag nee, kom aan Here. Wat nou van kan 60 nie meer iets vir anders gaan aflaai nie. Dis al wat hulle nodig het. Manna en kwartels in die woestyn. Here, ons kan nie meer, dis okay. Wonderwerke is nie daar sodat ek en jy kan ryk en groot en sterk word nie, maar sodat God groot en sterk kan wees. Julle het dit. Nommer 2. Ons gaan vandag 'n bietjie gesels oor leierskap en nou dink mense, leierskap beteken al die prefekte wat op wat 'n balkie het, of iemand wat iewers 'n CEO van 'n company is, of iewers vinnig 'n middelvlak bestuur is. So ons dink outomaties aan leierskap as ouens wat 'n bietjie verhewe is bo die ander. En op 'n manier klink dit reg, want 'n leier moet mos nou ander mense lei, so dan moet ander mense onder hom wees om daar te wees. Maar kom ons kry net gou 'n werksdefinisie van hierdie ding wat ons leierskap noem. Daar's 'n magt om ouens wat geskryf het vir al vir 20, 25 jaar oor leierskap. John Maxwell, en daar's 'n magt om ouens wat boeke laat verskyn het, soos elke jaar het hulle 'n nuwe een uitgebring. En ek het nie gewonder waar kry hulle al hierdie inligting. Ek het dit self opgeslurp, want ek dink daar's belangrike goeders in. Maar John Maxwell sê die definisie van leierskap vir hom is 'n leier is iemand wat invloed het. En dis al. So paas, jy's 'n leier. Want jy het invloed op jou vrou en jou kinders se lewe. En van die bediende. En van die tuinjong. En dis leierskap. En maas, julle het incredible leierskap. Veral teenoor jou man. Nee, maar die man is as leierskap gedefinieer word as 'n invloed, het julle 'n ongelooflike invloed in ons man se lewens. En ons kinders se lewens. En selfs in jou ma en pa se lewens. En in jou kleinkinders se lewens. Ons het 'n ongelooflike invloed is waaroor dit gaan. So, as jy vandag hoor Elia gee sy leierskap oor aan Elisa, beteken nie, hy hou nou op om leier te wees, hy gee nou al die stokkie oor, en lyk my, ja, dit gaan 'n mooi storie wees. Ek gaan in 2 Konings daarna kyk. Dis incredible wat gebeur met Elia. Maar leierskap is invloed en hier is die vraag. Waar trek jy met jou resies? Dis net 'n 100 meter. Tussen jy die stokkie gekry het, kan ek gou daarso vra, wie die stokkie vir jou gegee? Waar jy die stokkie gekry? Van ma en pa af, of van iemand by die werk af, of iemand by 'n kerk? Waar het jy die stokkie gekry? En waar hardloop jy? En is jy al daar om oor te gee, of is nog nie daar nie? En ek dink baie, mag ek net maar sê, ek het nou toe ek hierdie preek uitwerk ding, ek is nou 60, so ek moet nou seker begin regmaak om oor te gee. Maar ek dink nog ek hardloop okay, die spoed is nog okay. Ek kan nog so 'n bietjie aangaan. Ek gaan nou al begin om te wonder hoeveel tree moet ek nog gee voor ek oorgee nie, maar dalk is jy al hier naby aan afsterwe, dink jy, maar
Ek moet die stokkie nou oorgee. Vir my kinders laat aangaan met die lewe. Ek moet nou ophou, maas, ek moet ophou by die hekkie staan en wag dat die kindertjies by die skool uitkom, en vir hulle broodjies skool toe vat as hulle dit vergeet by huis. Ek sal nou net daaroor sê, maar maak nie saak nie, ek en jy is besig met hierdie resies, wat jy 'n stokkie gekry het, en vorentoe moet oorgee. En ek gaan die storie nou weer vertel van, toe ek net in Kreersdorp gekom het, dis nou al baie jare terug, maar Herman Groenewald van Noordskool, nooi my om saam met hulle by 'n hoofdevereniging, of weer vir hoofdegesprek te wees, maar daar's 'n ou wat praat, en die ou se eerste woorde is, hy sê, die sin van die lewe lê daarin, dat jy die stukkie grond wat jy gekry het, 'n beter plek moet nalat as wat jy gekry het. Kan ek dit weer sê? Die stuk grond, die vierkante meter wat jy gekry het, moet jy bewerk, verwerk, laat groei, en eventually moet jy hierdie plekkie 'n beter plek nalat vir jou kinders en vir al die goeders, al die mense wat agterbly. En ek dink dis wat aan die bottom is van vandag se preek. So eintlik is vandag se preek maklik. Ek gaan 3 goeders sê wat Elia gedoen het, en 3 goeders sê wat Elisa gedoen het. En as jy die mekaar raak oor die goeders, sorry daaroor, Elia is dominee nommer 1, en hy gee sy stokkie oor vir Elisa, en as jy in jou Engels praat is nog moeiliker, is Elijah wat aan Eliza, het julle dit? Elijah wat aan Eliza oorgee. So as jy Engels is, dan is dit nog baie moeiliker. Daai arme gesin sit en wonder, wat gaan hier aan? Dis 2 dominees, dis dominee A en dominee B. Elijah wat vir Eliza oorgee. Goed, kom ons praat oor. Sien my nou, daar is myne weer af. En weer aan. Kom ons praat oor 1 Konings 19. Die Here sê vir hom, draai in jou spore om na die Damaskuswoestyn toe. Dis nou Elia. As hy uiteindelik daar onder die besembos opstaan, sê hy vir hom, draai om, go back. En as jy daar aangekom het, dan moet jy vir Hazael salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu seun van Nimsi salf tot koning van Israel. So daar kom 2 nuwe konings. En vir Elisa, seun van Safat uit Abel Megola, moet jy salf tot profeet om jou op te volg. So ek dink Elia se eerste wat hy doen is hy luister wat die Here vir hom sê. Ons het vandag verskriklik gemaklik geraak met die Bybel. Ons het die Bybel in al wat 'n taal is, al wat 'n toestel is en in harde kopieë. Ons het toegang tot die Bybel op 'n verskriklike manier, maar ons lees nie meer dit nie. Ons raak nie meer in touch met God se stem nie. Nou gaan soek ons dit op ander plekke, ons gaan soek dit in die natuur wat reg is, of ons soek dit iewerster in 'n soort van 'n kathedraal omgewing waar daar wierook is, en ons soek dit in daai omstandigheid, of ons soek dit op ander belewenis, maar die Bybel is, ek dink, redelik maklik verstaanbaar en verkrygbaar, en hy wil met ons in ons lewens inspeel, en al wat ons moet doen is om te lees. Maar ek dink nie ons raak baie familier met die stem van die Here nie. Ek dink ons is te gejaag, te gerush, te veel ander goeders. Daar kom 'n ding oor Bybel lees saam volgende jaar, wat ons gaan doen. Ek sal dit oor 'n week of 2 'n bietjie meer inligting oor gee. Maar ek dink ons lees nie meer die Bybel nie. Ons sit met die kinderkerk. Die kinderkerk is die kleuterkerk is die voorskoolse kinders, en die kinderkerk is hier tot by graad 3. En is verbluffend om te sien hoeveel van die stories, en Karin sê, partykeer dan vertel jy die storie met al die passie wat jy het, en dan is die kinders so heeltemal op 'n ander stasie. Maar as hulle graad 3 uitgaan, dan daar hierdie iets gebeur in hierdie 7, 8, 9 jaar in hulle lewe, dat hulle stories van die Bybel ken, onthou, van Dawid en van Jonathan en 'n hele klomp ouens. Stories wat ma's en pa's nie eens meer onthou nie. En dan sal die gap tussen graad 4 en matriek. En dan verleer hulle alles. En as hulle by die blindesklas kom, dan vra hulle van Saggeus, dan kyk hulle so aan met 'n, is daar so 'n dude in die Bybel? Wie is hy?
En dan praat jy nie eens van Jeremia nie, want dan in Obadja en Nahum, dan dink ek, genade, nee, hierdie ouens klink of dit uit Star Wars uitkom of iewers. En dan is dit sad, want dis die tyd wanneer ouers iewers moet inspel in hulle kinders se lewens. En stories van die Bybel, maar toe kom ek agter, dit gaan nie oor die kinders, die probleem lê by die ouers. Die ouers ken nie meer die stories van die Bybel nie. Hulle sit in die kerk en hulle hoor hier's 'n naam en hier's 'n naam en hier's 'n naam, maar ons ken nie meer die karakters in die Bybel nie. Ons kan nie familiêr raak met God se stem as ons nie met hom praat nie. As ons nie toelaat hy met ons praat nie. As die Bybel nie gebruik nie. Elia besef maar hoor ek is hier op die grond plat geslaan. Maar as ek die water en die brood kry en die slaap kry, dan is ek weer verkook om God se stem te hoor en as die Here vir hom sê go back en gaan salf die konings en sommer 'n nuwe dominee. Dan gaan hy terug. As jy hierdie reis hardloop, wherever jy is, moet jy mooi luister na God se stem. Luister gou mooi. Nie die skare se stem nie. Ek het nogal so 'n mooi ervaring beleef met die cricket die afgelope week toe ons vir Indië gewen het. Om in Indië te gaan speel in 'n toetsreeks, cricket is daar vir hulle 'n godsdienst nie, dis nie net 'n sport nie. Die stadion is luidrugtig soos wat net 'n Indiese bazaar kan wees. Dit is loud. Hulle gaan mal want hulle crickethelde is op die veld. Maar dit was doodstil. Suid-Afrika duidelik was hulle hierdie Indiërs gaan vermorsel. En ek dink daai stilte skree partykeer nog harder as die geraas. En ek wonder of ons nie partykeer te veel luister na die geraas of die stilte in plaas daarvan om die coach God self se stem in ons koppe te hoor nie. Om te weet jy moet aangaan en daarvoor moet jy God se stem luister na. Uitkyk, jou antennes moet gespits wees. Wat wil God vir my sê? Nommer 2. Dis my so mooi. Elia en ons sê nou hy stokkie oorgegee vir Elisa, maar hy het nie sommer net oorgegee en sy hart het maar verder nie. Dit lyk vir die meeste teoloë wat hier oor skryf en sê, dis tussen 3 en 7 jaar lank wat Elia besig was om vir Elisa te mentor. Dis nie net dit by ons is dit 'n hoofstuk of 2 wat die oorgang is, maar dis eintlik 'n lang tydperk waar Elia Elisa voorberei het en hy wil hom voorberei sodat hy suksesvoller kan wees as wat hy was. So Elia het nie sommer net aangesê ek gaan nie aan nie. Ek dink dis nodig vir 'n leier of vir iemand invloed het om kom ons praat oor kinders. Iemand het dit so gesê your job is to raise them and then to release them. Jou job is om hulle groot te maak sodat hulle suksesvol sal wees, maar om hy suksesvol moet jy hulle los. Daar kom 'n stadium ouers, julle het nou almal tieners en ek weet dit is moeilik. Maar wat jy jou tiener moet los. Nie as hy in die tronk gaan sit nie, ek wil nie van daai los nie. Maar daar seker keer wat jy nie kan terughou die hele tyd nie. Hy wil sy vlerke oefen en let him go. Dalk is tiener dalk nie regte woord, dalk moet jy sê adolescent. Maar as 'n tyd wat jy hom uit die huis moet skop en sê, "Hey, jy's 35, kry vir jou job. Stuur ten minste jou CV uit. Of borsel jou tande en skeer." En daarmee wil ons nie hard en ongenaakbaar wees nie. Maar wil mense sê, maar ek het jou groot gemaak sodat jy kan aangaan met die lewe. En aangaan is om hom suksesvol te laat wees. Andy Stanley, pastoor in Amerika met 'n mega church, elke tyd hierdie tyd van die jaar is daar so 'n leadership summit wat hy aanbied vir al die kerkleiers dwars oor die wêreld. En hy het nogal by 2 jaar terug gesê die belangrikste leierskap accomplishment wat jy ooit kan doen is nie iets wat jy doen nie, maar is die kind wat jy groot maak. Ek dink leierskap begin by die huise.
Nou na hoeveel jaar se bediening besef ek dit weer 'n keer. Jy moet nie my kwaadlik neem maar voor nie, maar ek dink ons moet weer by ouerskap begin. Ek dink ons moet weer 'n bietjie ouerskap herdefinieer. Ouerskap is net om jou kind die beste gear te laat kry nie. En by die beste skole ingeskryf te kry nie. En hulle deur matriek te kry nie. En hulle uit die tronk uit te hou nie. Ek dink ouerskap het veel meer, en dit begin by ma en pa. Het begin nie by lessies wat hulle leer nie, het begin by wie ek en jy is. Want dit gee af. En dis hierdie klein goedjies wat 'n huge verskil in hulle lewe maak. Nommer 3. Elia gee vir Elisa, en hy leer hom vir, sê maar 5 jaar, en dan los hy hom, sodat Elia kan rustig raak, en Elisa kan aangaan. Die taak van 'n mentor, as mens nou in besigheidstaal moet praat, die taak van 'n mentor is om oor te gee, sodat die mentee, die ou wat geleer word, kan aangaan en verby jou kan groei. Ek lees 'n storie van 'n dominee in Amerika. Hy sê, hy het 'n gemeente gekry, wat hy was in 'n gemeente gewees wat ongelooflik aan die gang was. Jy het van scratch af begin, van 0 af begin, en toe hy oorgee, was daar 18.000 lidmate in die gemeente. Het was 'n huge gemeente. En toe kry hy die stokkie. Toe word hy, in Amerika het hulle seker so 'n stelsel van 'n leierdominee. So hy kry die stokkie, hy was so by 45 jaar oud gewees, die leierskapspiek is gewoonlik tussen 40 en 55 daai tyd. Maar hy kry die stokkie en hy het vir 18 jaar die gemeente hard ingewerk. Maar hy onthou, hy sê, hy het vir die gemeente gesê, toe hulle die stokkie nou so oorgee, toe sê hy, as ek maar net die helfte kan wees van wat hierdie dominee wat die mentor was in my lewe, as ek net die helfte kan wees van dit, sal dit wow wees. En toe hy uiteindelik na nog 20 jaar daai stokkie oorgee aan die volgende ou, het die gemeente gegroei van 18.000 na 27.000. Hy sê dit kom hy toe eens later agter in sy lewe, nog 5-6 jaar down the line, toe hy die senior bediening moes doen. Toe kyk hy terug en besef hy, ek was stupid om te sê as ek net die helfte van die dominee was. Want toe ek 27.000 minus 18 is 9, so julle hoor waar dit kom. Ek was 9.000 gegroei, daar was 18.000, 9.050%. So ek was net die helfte van wat ek, as ek net gevra vir 'n dubbel, dan sou dit beter gewees het. Maar hy het 27.000 mense oorgegee aan die volgende ou. As ek en jy net dit wat die Here vir ons gee, 50% kan verbeter. Net so 'n bietjie 'n beter plek kan maak, jou kinders op 'n beter traject as wat jy was. En nie net in terme van finansies nie, in terme van morele waardes, in terme van vooruitsigte, in terme van drome. Ek het toe ek in Christdorp ingetrek en Wes ingetrek het ek vir myself gesê, ek wil so graag asseblief help om hierdie gemeente verby die sloot te kan laat sien. Want dit kan so lank gebeur en dit het gebeur in hierdie gemeenskap, wat ons net tot hierso by die sloot kan kyk. Ons kan nie verder kyk dat daar 'n Rode Poort is en 'n Ruimsig en 'n Pretoria Universiteit en 'n Potch Universiteit en dat daar ander plekke is wat ons kan ontwikkel nie. En ek het so hard gewerk om net vir mense 'n droom te gee. Nie my droom nie, maar God se droom met ons lewens. En Elia het dit reg gekry om net 'n stokkie aan te gee en sê, Elisa, jy gaan nie die helfte van die mens wees wat ek is nie. There's so much more. So kom ons gaan na Elisa toe. Elisa het iets gehad wat, al vergeet jy die hele preek, moet jy hierdie onthou. Hy het 'n leerbare gees gehad. Daar was in hom 'n behoefte om te sê, maar ja, this is amazing. Ek is die volgende wat die stokkie kry en ek gaan hol en ek gaan hierdie proses voluit doen. Kom ons lees saam. 1 Konings 19. Nadat hy daarvan af weggegaan het, kry Elisa, seun van Safat, besig om te ploeg met 12 spanne van 2. Net so vinnig, ons nou op die wiskunde vandag.
12 spanne van 2, 12 maal 2 is 24. 'n Span het so gewerk, 2 osse, 1 ploeg. So, hy kan nie al 24 gelyk handle nie. Hy moes 11 werkers gehad het, wat die ander ploege laat ploeg het. So hierdie ou was vermoënd, wel afgewees, terwyl hy self by die agterste span geloop het. Toe Elia by hom verbyloop, gooi Elia sy mantel op hom, sy toga so oor hom. Ek dink Elisa skrik homself mors dood. Hy gaan rustig kantoor toe, my werk is, ek loop agter die osse aan, saam met 11 ander. Nie soos wat moderne boere wat net 'n GPS koördinaat insit, dan sit hulle met 'n in die trekker nie, dis self doen hy dit. En een dag by die kantoor, uit die bloute uit, kom 'n dominee verby en gooi sy toga op hom. En wat's gevolgende? Hy het sy osse net so gelos. Ek wonder wat van nou 11 ouens gebeur het. Ek gaan nou vertel. Hy het gesê, het ek net gou my pa my ma gaan groet, dan gaan ek saam met u gaan. Elia antwoord hom toe, gaan as jy wil, ek hou jou mos nie terug nie. Ek is all in. Hierdie is 'n amazing roeping wat gebeur. Ek het dit nie verwag nie. Ek het nie geweet dit gaan gebeur nie. Ek was doodluiters besig om voor te berei vir 'n saai sessie. En hier kom gee die Here vir my 'n ander opdrag wat ook te maak het met saai, maar heeltemal op 'n ander vlak. En yes, ek is in. Ek gaan my ma en my pa sê. Mama's boy. En dan die tweede wat hy doen is hy wys, ek is all in. Ek is nie net half nie. Wat ek gou is iets sê wat belangrik is. Ons het in die kerk, veral in die NG Kerk, of die tradisionele kerk, kom ons noem hulle so, het ons die ding dat 'n mens jou geloof, en ek gaan nou 'n simpel woord gebruik, maar ek nou verduidelik, kompartementaliseer. Ons sit hom in 'n boksie. So ons hele lewe is eintlik vol boksies. Daar's 'n boksie vir sport, op 'n Saterdagmiddag tussen 2 en 9:00. Dan is daar 'n boksie vir huwelik, wat nou partykeer bietjie langer stretch, maar dan hang af wie's eerste by die huis. Dan is daar 'n boksie vir rekreasie, en daar's 'n groot boksie vir eet, en daar's boksies vir alles, en daar's ook 'n boksie vir Christen wees, vir kerk toe gaan, vir gelowig wees. En dis 'n boksie Sondagoggend tussen 8:30 en 9:30. Of as jy in die sonskool is, dan is ons 'n bietjie stretch tot bietjie later. Maar dis die boksie. En die boksies nie regtig meng nie. Onthou julle in die ou dae toe gesê, daar is 'n ander boksie ook. Ons noem hom politiek. En ons doen dit ook deur op die ouens op die televisie, op die nuus te skree en opmerkings te maak in die koerante, en briewe en comments te laat en opinies te laat. En ons gesê, die godsdienstboksie moet tog net nie met politiek te maak hê nie. Want sodra jy godsdienst en politiek mee is chaos. Is altyd chaos. Maar ek dink, en dis die fout, ek dink nie daar is so boksie vir godsdienst nie. As God nie alles is in daai elke liewe boksie en nie politiek nie, wat se rol het hy dan te speel? Is God 'n 8:30 tot 9:30 God wat net nou en dan opgeroep kan word, amper so Jenny wat jy blink vref en dan spring die Jenny uit? Of wil hy in alles wees? Hy wil in jou sportlewe wees, hy wil in die politiek wees, hy wil in jou huislike lewe wees, hy wil in jou beklei wees met jou vrou, hy wil in elke faset van die lewe alles wees. So as dit by jou is, dat hy net so 'n bietjie 50, hy's daarom daar is daarom so boksie. En ek maak op 'n Sondagoggend oop en dan kom God uit. Dan moet jy kom gesels. Dis nie wat God bedoel nie. Hierdie ou besef, daar's nie so
God box nie. God moet alles wees. So wat doen hy? Toe draai Elisa om en gaan slag 2 osse. En met die juk het hy die vleis gebraai en vir sy werksmense gegee om te eet. En dan het hy saam met Elia gegaan en sy volgeling geword. Iemand skryf dit mooi. He burns his plows and cooks his cows. Hierdie ou sê, I'm all in. Ek bedank my job. Die arme ander 11 ouens, ek weet nie wat hulle gemaak met die 2 koeie of osse en maar dit, ek dink dit is wat ons van die Here vra as jy in is, dan moet jy all in wees. Nie net, Here, okay, net nou en dan nie. Kom ons praat oor morele waardes. Kom ons praat oor Charlie Kirk. Kom ons praat oor hierdie nuwe konservatiewer idee van waar is ons waardes genuine? Kom ons praat oor hierdie chaos wat in ons lewe aan die gang is, met verskillende ouens wat verskillende vreemde goeters van kansels en podiums en wherever af praat. Iewers moet ons kom en sê, maar ek moet God in my hele lewe volledig dien. Kan ek iewers 'n bietjie dit tweak? Nee. Is dit verkeerd as ek 'n bietjie 'n wit leentjie vertel? Ja. Maar dat is uit natuurlik, ons verstaan ons die wêreld is nou nie wit en swart, nou as grys gebiede. Maar ouens, ons vat baie van hierdie grys goeters en druk dit net noodwendig in 'n wit ding in. Goed wat jy weet wat nie grys behoort te wees nie, wat wit moet wees, het ons so 'n bietjie verkleur, dat dit inpas by hierdie middelste skema. Daar is 'n bietjie meer skakerings van grys is. Die lewe is eintlik baie makliker as dit. En die Here het dit vir ons so kom gee, wit en swart. En daar's ek gee toe, daar's sekere grys areas ons regtig waar sukkel mee. Maar ek dink daar's baie kere ons eie gevoel, maar ons sal dit self tweak, Here, is wat dit ons pas. Elisa sê, okay, I'm all in. Ma pa, cheers, bye. Hier is julle braaivleis, ek gaan baie. En hy staan op en hy loop. En dan, dis die wonderlike van hierdie verhaal, dan vra hy vir God, en ek gaan nou vir julle die storie vertel, dan vra hy vir God, nie as ek net half the man kan wees wat Elia was nie, maar Here, gee my 'n dubbele porsie. Nou, hierdie kan dalk eers 'n bietjie vreemd klink. As hy sê, Here, laat ek dubbel so goed wees wat my voorganger was, mag klink asof hy wil sê, ek wil nog greater wees. Ek gaan nie oor hom nie. Die verhaal van Elisa, wat ons in volgende jaar sal gesels, kom hier agter, hy's al hoe laer en laer, hy wil al laer en laer buig, hy wil die eer vir God gee. Jy mag vir die Here vra, Here, bless my besigheid beyond words, dubbel so veel as my competitors rondom die hoek. Nie so dat jy grand kan lyk nie, maar as God verheerlik word daardeur, yes, dan mag jy sê, vergroot my grondgebied. Doen met my nog meer as wat my voorganger kon doen, want Here, ek wil U verheerlik, nie oor myself nie. As dit oor jouself gaan, asseblief moenie daai gebed bid nie. Vra eerder, Here, vat my weg. Neem my uit die pad uit. Want ek is 'n hindernis dan. Maar as alles gaan oor die heerlikheid van God, mag jy sê, Here, mag ek asseblief die volgende 100 meter wêreldkampioen wees. Mag ek die volgende staatspresident wees. Maar mag dit regtig waar wees dat God verheerlik word. 2 Konings, ons blaai nou so 4 bladsye aan. Elia is besig om Elisa groot te maak. Sy het 5 jaar tyd wat hy groei. En dan gaan ons begrafnis toe. ‘n 50-tal van die profete is saam met Elia en Elisa en op 'n afstand gaan staan reg oor die plek waar Elia langs die Jordaan gestaan het. Hulle stap Jordaan rivier toe. Elia en Elisa staan nie by die rivier. Die 50 ander profete staan so eentjie weg. Hulle het nou al gesien Elisa as die volgende leier, maar daar was nog nie 'n definitiewe klaarmaak nie. Elia.
Wonderwerk nommer 14. Het sy mantel gevat. Ekskuus. Elia het sy mantel gevat, dit opgerol en die water daarmee geslaan. Klink dit vir julle bekend? Julle die storie gehoor? Neem die ander ou wie dit ook gedoen het? Moses, is daar nog iemand? Nog 'n keer by Jordaanrivier, toe die volk deurtrek, het Josua het ook gedoen. Die water het na links en na regs verdeel, sodat die twee op droë grond daardeur is. Net toe hulle deur is, sê Elia vir Elisa, wat wil jy moet ek vir jou doen, voordat ek van jou weggevat word? En Elisa het geantwoord, mag daar tog 'n dubbele deel van u gees op my kom. Mag ek 'n double portion van jou blessings hê. Dit klink arrogant, maar ek dink hy het iets verstaan van, die issue is nie supply nie, God kan gee. Die issue is, het ons daai desire, om soveel meer te doen met ons lewens, wat God wil hê ons moet doen. Het ons daai, want God kan gee, soveel, hy is soewerein. Maar ek en jy begeerte om te sê, maar, Here, 2026 lê voor, en ons kom uit hierdie chaos tyd uit. Maar Here, nou moet jy my help. Ek wil meer wees, as wat ek laas jaar was. En dubbel soveel. En ek gaan die storie vir julle vertel, ek gaan nie dit alles presies net so lees nie. En dan gebeur daar 'n ongelooflike ding. Elia antwoord hom nie daarop nie. Maar die volgende moment kom daar so chariot, 4-bal chariot af. En Elia is op hom. En dan gaan Elia. Ons praat van begrafnis, hè? Dis sy begrafnis wat daar plaasvind. Elia sterf. Nee, ons weet nie of hy gesterf het nie. Maar hy word met die chariot weggevoer. En as hy so weggaan, dan val Elia se mantel op die grond. En Elisa staan en dink, oh my soul. Ek het die stokkie. Nee, ek het nog nie die stokkie nie. Daar lê die stokkie op die grond. En hy buig af en hy tel die mantel op. En hy draai om en hy sien daai 50 ouens wat hier staan, wat sy oë so net so groot is, want hulle sien hierdie chariot wat opgaan. En hy dink by homself, gaan hierdie ouens my nou verstaan? Gaan hierdie ouens my nou aanvaar as die opvolger? En hy vat daai mantel en rol hom op. Was Moses en Josua en Elia, en hy slaan by water en hy word nommer 4. Die water trek oop en hy stap deur. En die ander 50 sê, yes, dis ons leier daai. Hy gaan vir ons verder voorstap. Hy het die stokkie gevat en hy hol voort. Ouens, ek en jy die stokkie. In 'n chaos in hierdie deurmekaar tyd gebruik God gewone mense. Ons het die heel eerste van hierdie reeks gedoen, gekyk al. In daai deurmekaar omstandigheid gebruik God vir Elia om 'n verskil te kom maak. En hy gebruik hom op verskillende momente deur hierdie deurmekaar tyd. En vandag gebruik God nog steeds mense vir my, maar ook vir julle. En gebruik ons om te sê, maar ons gaan 'n verskil maak in hierdie deurmekaar wêreld. So pelle, julle kan maar praat oor al hierdie goeters. Ek gaan anders te wees. Of dalk moet jy Josua se woorde kry, wat my en my familie betref, ons gaan die Here dien. 2026, ons is nie seker wat gaan gebeur nie. Daar kom 'n verkiesing en daar kom 'n hele klomp goeters, maar ons, ek en my groep, ons gaan die Here dien. En die Here gebruik sulke mense om die stokkie voor te gee en sê, yes, go. 2025 is gone.
Nog steeds nog lê voor ons. Mag ek en jy die stokkie vat, voluit hardloop. Ek wil volgende gedink, ek het nie geweet hoeveel mense gaan nie wees nie. Ek het gedink, wou ek 'n stokkie gegee. Net vir julle 'n beton gee en sê maar, dis waar julle moet aangaan mee. Die lewe is 'n aflos, is 'n relay, waar jy 'n stokkie gekry het en moet aanhardloop. Die chaos gaan waarskynlik nie ophou 2026 nie. Ons hardloop weer 'n nuwe chaos in. Maar hier is die geheim, dis die interessante. As Elisa die dag sy laaste asem uitblaas. Okay, hier is nog 'n wiskundige probleem. 14 wonderwerke doen Elia. Hy bid, Here gee my double die blessings. As hy doodgaan, hoeveel wonderwerke het hy gedoen? Let's go again. 14, vra vir double, kry, doe nie uit. Incredible, né? Dat God hoor, hierdie ou wil double so effektief wees, as wat sy voorganger was. En Here sê, I'll do it. Here, so aan die einde van 2026 wil ons ook vra, Here, gee vir ons, aan die einde van 25 wil ons vir, gee ons die double in 26 en 27. Ons wil aangaan en soveel meer vir U doen. Ons wil 'n verskil maak in hierdie wêreld. Here, dit beteken ons dalk op ander ouens se koppe moet staan, se skouers moet staan. Help ons asseblief om aan te gaan om hierdie lewe voluit te leef.
Kom ons staan nog en ons die seën uitspreek. Dalk jy het lanklaas gehoor. Dalk glo jy dit ook nie heeltemal mee nie. Dalk het die chaos net te veel verdring. Maar die Here trust jou, hè? Die Here like jou baie. Het jy 'n stokkie gegee in jou hand. En as jy onder 'n besembos lê, dan sê jy vir go back. En dalk moet jy oorgee aan 'n volgende generasie, volgende persoon. Maar dis jou reis. Dis ons reis. Ek dink as die Here dit in vandag se taal in 'n fliekterm moes geskryf het, sou gesê het, run Forrest run. Want sy genade en sy liefde gaan saam met jou. Mag hy op hierdie wedloop van jy besig is om te hardloop, mag hy jou dra. Mag sy genade oorvloedig oor jou wees. Amen. Ons sien mekaar vanaand 6:00. Baie dankie.